Goeiemiddag almal. Ek wil heel eers reg in die begin sê, as ek begin huil vanmiddag, byt maar net vas, ons sal nie deurkom. Maar dis nie oor my wat ons hier is nie. Ons is saam hier vanmiddag. En ek weet een ding, as ons enigstens sou gewonder het, of ons hierdie gaan maak, het die afgelope 2 weke vir ons gewys, dis moontlik. En dis nie omdat dit in ons die moontlikheid vind. Kom ons word stil. Here, wanneer ons vanmiddag so saam is, dan wil ons baie dinge sê en eintlik het ons nie woorde nie. Here, ons wil 'n klomp goed uitroep en ons wil oor 'n klomp goed eerder niks sê nie. Ons wil aan die een kant huil sonder ophou en aan die ander kant, Here, wil ons met uitbundige vreugde en dankbaarheid lag. En alles tussenin. Here, elkeen van ons wat hier is vanmiddag, op een of ander manier, het vanmiddag geen ander keuse as om te sê, Here, onse Here, wees Here. Amen. Baie dankie vir elkeen wat hier is vanmiddag. Ons gaan die hele diens opneem volledig soos hy is en ons gaan hom net so op YouTube plaas sonder dat hy geëdit is enigsins. So as daar mense is wat graag dit wil kyk, dan kan hulle maar dit net daar gaan aflaai. Dit is op NG Groblershoop Hoop, of dit sal op NG Groblershoop Hoop se kanaal wees. Ons het net te veel uitdagings om dit lewendig uit te saai, maar ons wil graag dit behoue hê, so daarom sal ons dit dan nou so hanteer. Ek wil graag begin deur net eers die bedankings te lees, en ek gaan dit net lees soos dit hier staan. Ons dank ons Hemelse Vader vir groot genade dat hy Lorraine vir ons gespaar het en dat geen verdere insident plaasgevind het wat haar permanente skade berokken het nie. Dankie dat ons weet dat Vader ons nie vir 'n oomblik versaak het nie. Dankie aan alle medici en paramedici wat met groot sorg vir Lorraine hanteer en versorg het. Jaco en Annemarie, asook Lorraine se ouers, Wimpie en Helene, wat op die ongelukstoneel was en gedoen het wat hulle moes doen. Chris Skutte, vir Essie se vervoer na Pofadder, jy is 'n vriend 1000 en ons koester jou vriendskap. Wilco, dankie ook dat jy ons ook by die hospitaal ondersteun het. Jy het vir ons so baie beteken, op 'n punt wat ons bene lam was. Kaap Agri se personeel wat reëlings getref het en bystand verleen het, die blomme was mooi kleurvol in 'n vaal oomblik. Werner Kreer, dankie vir jou ondersteuning. Wimpie Spannenberg vir die verblyf by die gastehuis en al die eetgoed. Die Reigerts van Kimberley vir ons verblyf daar. Al ons vriende en familie vir jou konstante onderskraging, gebede, eetgoed, geskenke en liefde. Dit het ons arms hoog gehou. Skalke Marike vir julle bydra om Lorraine weer op die herstelpad te kry, asook julle spanwerk saam met ander wat gehelp het se moeite met die slideshow. Laaste en beslis nie die minste nie, Groblershoop gemeenskap. Julle het alles net vir ons makliker gemaak. Jul gebede, liefde, ondersteuning het ons gedra. Lukas en Elisna
het uit hul pad gegaan om ons tuiskoms aangenaam te maak. Dankie, klink te klein om te sê. Die regstaan vir die samekoms na die diens is vir ons 'n riem onder die hart. En dan Dominee Skalk, dit is duidelik dat jy jou krag by die Vader kry, want jy hardloop en word nie moeg nie. Jy het behoorlik die ekstra myl geloop om ons te bemoedig en hoop gegee dat die lig weer deur die krake sal skyn. Jou waarde word hoog geskat. Mesha, 'n groot dankie ook aan jou vir Lorynse instaan met die kerkverpligtinge. Dit dan die bedankings. Ek gaan vra dat ons nou staan, die van julle wat gemaklik is om te staan, die wat nie nou kan sien nie, is welkom om te bly sit. En dan gaan ons 'n lied saam sing. Dit is 'n lied wat Essie en Loryn, hulle familie graag wil hê, ons ook mee moet begin vandag as 'n loflied. So kom ons staan en ons sing hierdie lied. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. En 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die regter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning
Julle het die blaadjies gekry en ek wil graag nou die begrafnisbrief wat julle, as julle die blaadjies oopmaak op die linkerkantste bladsy kry, lees. Kleine Simon, jou heengaan het meer mense aangeraak as jou geboorte. Hoe moeilik dit ook al vir ons is, wys dit ons dat Vader die uitbreiding van sy koninkryk bo alles stel. Dit is vir ons 'n vertroosting. Jy was 'n aardse engel wie op 10 September 2021 vlerke gekry het. In jou kort lewe het ons gesien dat jou takke reeds swaar met die vrug van die Gees gehang het. Jy het ons hart kom vol lê en genoeg vuur maak hout vir ons almal tot in ons ou dag voorsien. Ons gaan nog baie huil en na jou verlang, maar die Vader self sal ons vertroos en ons trane afdroog. Ons jubel, want ons weet, jy vlieg hoog. Vader sal ook weer die wind onder ons vlerke sit. Daai stukkie wat daaronder staan, gaan ek net nou na verwys. Simon, God het gehoor, en dan Christoffel, sy tweede naam, draer van Christus. Tot weersiens, wanneer ons plekke ook voorberei is. Twee Vrydae terug, sou niemand van ons wat vandag hier sit oorgekies het nie. Want geen mens kies dat 'n 7 maande oue kind kom haal word nie. Deur die loop van daai middag, daai aand by die hospitaal, selfs van die familie, daai week daarna, het baie mense gesê, hoe kom 'n mens hierdeur? Hierdie is nie moontlik nie. Die vraag, Here, hoe kom hy? Here, hoe kom my kind? Ek twyfel of daar een persoon was wat nie daai vraag gevra het nie. Maar ons gaan vandag 'n stukkie lees uit die Bybel uit, wat ons baie keer sommer net so laat verbygaan. Ons hoor dit, ons neem kennis en dit gaan verby. En dan kom ons weer in 'n situasie soos hierdie, en ons wonder oor dieselfde goed. En ons weet nie hoe ons hierdeur gaan kom nie. Maar as ek sê wat ek nou sê, Essie, jy eintlik bietjie langer as Lorraine, want jy het al met ons gepraat hoe Lorraine nog nie praat nie. Maar Lorraine, jy ook. En daarmee wil ek nie ander uitsluit nie, maar ek dink ons kan vandag vir julle twee sê, dankie. Dankie vir julle voorbeeld. Dit wat mense sê nie moontlik is nie. Het julle ons kom help leer dat God is groter as ons idees. God is meer as wat ons kan bid of dink. God is wyer as wat ons versekerings trek. God is dieper as wat operasies kan strek.
En dankie dat julle nie net vir ons gemeenskap nie, maar vir elkeen wat julle op Facebook ook gevolg het, iets van dit kom leer het. Ek is redelik seker, dis nog nie die einde nie. Ek is stom geslaan, dat 'n oomblik soos daai, Vrydag 10 September, met opmerkings soos wat ons gehoor het, 'n brief soos hierdie kan oplewer. En ek wil graag vir julle lees wat Lorraine geskryf het. My liefste Simon kind, ek het nie onvoorwaardelike moederliefde geken voor ek jou gehad het nie. Jy het my verander soos net jy kon. In die begin, toe ek swanger geraak het, het ek baie swaar gekry. Ek was bang. Ek kon nie die ma wees wat jy verdien nie. Ek was bang. Ek kon jou nie gee wat elke kind nodig het nie. Onvoorwaardelike liefde en geduld. Deur my swangerskap, soos jy begin beweeg het in my maag, het jy aan my hart gewerk, sonder dat ek geweet het of bewus was daarvan. Die dag, toe jy jou in my arm sit, het ek geweet wat my doel op hierdie aarde is, om jou te beskerm, lief te hê en groot te maak soos God dit wil hê. Jy het almal se harte aangeraak, want die Gees van God was van die begin af binne in jou en dit het by jou uitgestraal. Ons is gebreek met jou heen gaan, maar ons dank die Heer dat ons 7,5 maande saam met jou gehad het. Ek is net so dankbaar dat jy in jou kort tydjie by ons net geluk en liefde geken het. Jy was my en pappa se hele bestaan, ons opstaan en ons gaan slaap. Jy het ons kom heel maak. En nader aan mekaar gebring. Jou oobek laggie was die mooiste mooi en sal die meeste verlang word. Ons sal jou vir altyd lief hê en in ons harte koester. Ons troos ons daarin dat ons vir altyd die mooiste blou oogengel gaan hê wat oor ons waak, want my kind, jy was 'n engel gebore. Ek lief jou vir ewig, jou mamma. My vrou het gesê ek beter vir my sakdoek inpak vandag. Daar's nog 'n vraag, eintlik 'n opmerking wat mense gemaak het in daai tyd, van daai Saterdagoggend af tot nog in die week toe. Mense vra, maar wat is 'n kind se doel op aarde? 7,5 maande. Wat is sy doel, as die Here in elk geval hom kom haal? Iets wat ons nie geweet het nie. Is die dag met sy doop, het ons voor in sy Bybel geskryf. Ja, staan 'n paar ander goed ook. Elke keer wanneer jy op jou name geroep word oor jou uitgeroep, God het gehoor, Simon, en draer van Christus, Christoffel. Ons bid, dat jy elke dag al meer sal word, nie net wat jou naam beteken nie, maar wat die Here jou gemaak het. Een wat deur God gehoor word, en wat Christus na almal sal dra. Min het ons geweet wat die intensiteit van daai woorde sal word.
Wat is 'n kind se doel op aarde as hy net 7,5 maande leef? Ek wil daai vraag antwoord deur na daai gesiggie te kyk. Een ding wat ons by Simon kon leer, is dit maak nie saak wie voor jou staan nie. Die lewe bly 'n vreugde. Maak nie saak hoe hulle na jou kyk en wat hulle van jou sê nie, die lewe bly 'n vreugde. Maar in ons wêreld is daai nie moontlik as jy nie iets van God ervaar nie. En dit is een van die wonderlike voorregte van kinders wat in gelowige huise groot word. En ek wil vra dat ons sal lees, dit is ook voor op julle blaadjies, is die teks gedruk, 2 Korintiërs 3 vers 18, maar dit is daar op die bord ook. Ek wil hierdie vraag weer vra vanmiddag. Wat is ons doel op aarde? Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons almal verwys Paulus daarna gelowiges. Met ander woorde, mense wat Christus ken, mense wat op 'n punt in hulle lewe gekom het wat hulle vir die Here gesê het, Here, ek kan nie meer nie, U neem nou oor. Ek kies dat U nou oorneem. Ek kies om te glo in U wat die enigste Here is. Ek lê myself neer vandag en ek kies om net U te volg. Ons. As ons op daai punt gekom het, wat gebeur? Ons weerspieël die heerlikheid van die Here. En hierdie ding van die heerlikheid van die Here, ons weerspieël dit, so met ander woorde, dit skyn uit ons uit. Ons word al meer verander om die beeld van Christus gelyk word. Ons begin al meer lyk na iets wat net God kan hê. Heerlikheid is iets wat geen mens kan hê nie. Net God het heerlikheid. En wat doen God? Hy vat hierdie stukkie van homself en hy kom sit dit in mense. Die Here kom en hy kom sit iets van sy heerlikheid in mense op so 'n manier dat niemand kan stry daarmee om te sê waarlik die Here leef nie. Maar omdat baie mense dit nie kan glo nie, omdat baie mense dit nie wil verstaan nie, kom die Here en hy vat mense en hy kom sit daai stukkie van homself in ons as mense. Dit is wat die Heilige Gees doen. En ja, hy doen dit met kinders van gelowiges, al kon hulle nog nie gesê het, ja Here nie, want hulle het nog nie gesê, nee Here nie. So die Here kom met sy Heilige Gees en hy kom sit homself in ons, sodat 'n wêreld kan sien dat hy leef. Ons leef in 'n gebroke wêreld, maar God wil hê ons moet weet, hy's hier. Ons is net besig om voorberei te word vir eendag. Ja, Simon het ons nou voorgegaan. Weer het hom nou kom haal. Wat het gebeur? Hierdie gebeurtenis kan vir jare en jare by ons vassteek. Dit gaan vir jare by ons bly. Ons gaan dit nie vergeet nie. Maar dit kan by ons vassteek as iets wat ons vir mekaar sê, dit was die verskriklikste dag van my lewe. Of ons kan nou al mekaar begin help om nuwe breinpaadjies te volg. Wat is dit? Ons kan nou al begin doen
wat die Here vir ons sê, hy wil ons gedagtes verander, hy wil sy heerlikheid in ons kom sit. Wat het gebeur op 10 September vanjaar? Een van die goed wat gebeur het. Een van die gebeurtenisse wat ek hoop ons nooit in hierdie gemeenskap sal vergeet nie, is die dag toe Simon die tydjie wat hy op aarde gehad het om iets van God te wys, te kon verruil, al was dit nie sy keuse nie. Maar dis wat uiteindelik gebeur het, te kon verruil vir 'n ewige aanbidding by daai Vader wat hy vir ons gewys het. 10 September 2021 het Simon die geleentheid gekry om vir altyd voor sy Vader, wie sy heerlikheid in hom is, van aangesig tot aangesig, te kon smaal. Hoe dit daar lyk, weet ons nie. Ons weet wel, dis 'n hart wat juig oor sy God. Maar ons kan nie hierdie vergeet nie. Ons kan hierdie laat verbygaan sonder om te onthou dat die Here dit ook vir jou en my wil doen. Jy sien, God se manier om homself by mense teenwoordig te maak, is om iets van homself in ons te sit, want ons kan nie. So hy kom sit homself in ons. As jy in Jesus glo, kom sit hy iets van homself in jou. Mag ons na mekaar begin kyk en daai raak sien. Mag ons kies om 'n lewe te lei wat ons sê, maak nie saak wie voor my staan en wat hulle van my dink nie. God se heerlikheid is in my en dit is wat ek wil skyn. Simon het niks ontsê om dit te doen nie. Hy het met sy hele wese dit gedoen. Hy het selfs mense wat redelik bevoeterd party daar by hom opgedaag het, se lewens verander op daai oomblik. Want dis wat God se heerlikheid doen. Maar God se heerlikheid het 'n ander ding ook gedoen. Hy het vir julle in staat gestel om hom vir ons te wys. En ja, die moeilike momente bly. Elke kort is daar 'n nuwe een. En die afgelope 2 weke het julle 'n hele paar van hulle alreeds deurgewerk. Maar mag ons vir 'n oomblik net hierdie prentjie in ons kop neersit. Deur middel van iets soos 'n begrafnisbrief, deur middel van 'n naam wat ons onthou, deur middel van 'n brief wat geskryf word, deur middel van vrae en trane en denkprosesse wat ons dan op Facebook met mense deel, om vir ons te sê, hierdie is net moontlik met God se heerlikheid wat uitstraal. Julle is gebroken, maar ons sien God in julle. En dit is die werk van die Heilige Gees. Amen. Here, met baie woorde sal ons wil probeer verduidelik wat in ons hart op die oomblik aangaan. Maar eintlik, Here, kan ons maar net kon stil word voor U en sê, Here, dankie. Dankie dat U Uself vir ons kom wys binne ons gebroke mense. Ons is nie genoeg om U te wys vir ons wêreld nie. Maar dankie dat U kom. Dankie dat U selfs die verskriklikste, ergste gebeure, soos my kind van 7,5 maande, wat nie meer by my is nie,
Dat U selfs daardie geleentheid, daardie oomblik kan verander in 'n oomblik wat ons vir altyd bybly as ons die getuienisse sien wat uitgaan die afgelope 2 weke. Here, ons kan nie vandag anderster as om te sê, Here, dankie dat ons die realiteit kon sien, die werklikheid kon sien, die praktiese voorbeelde kan sien wat gebeur as mense God in hulle lewe toelaat nie. Here, dankie dat ons vandag saam met Essie en Lorraine kan kom sê, Here, U alleen ontvang hierdie eer. Dankie vir mense wat ons bygestaan het, maar hierdie is U werk. Dankie dat U mense gebruik daarvoor. Dankie vir 'n familie wat by ons staan, met hulle eie seer, met hulle eie swaar, met hulle eie pyn, met hulle eie bekommernisse, met hulle eie vrae. Maar wat by ons staan, vir 'n gemeenskap wat ten spyte van onsekerhede en soveel ook eie vrae, selfworstelinge met die dood, en dalk ou geskiedenis wat opgekom het net ewe skielik in harte van 'n eie belewenis jare gelede, of dalk kort gelede. Dat hy nog steeds dit gebruik, dat ons mekaar kan bystaan, en dat U dit gebruik om ons heel te maak, om ons gesond te maak. Dankie, Here, vir U guns en U genade, dat Essie en Lorraine en hulle gesin, hulle familie, gekies het, om te sê, ons wil eerder nader aan mekaar, omdat ons nader aan U. Gekies het, om te sê, Here, ons weet, ons is nie in staat nie, maar ons vind ons hoop, ons vind ons oorwinning in U. U alleen is waardig om elke stuk emosie te ontvang, om elke stuk dankbaarheid te ontvang, om elke stuk lofprysing, al is dit met krakerige stemme vanmiddag, te ontvang. Want U alleen is waardig. Amen. Julle sien daar die tweede lied in die blaadjie. Is die oorwinningslied. En ek gaan vra dat ons nou staan en laat ons dit saam sing. En as ons dit klaar gesing het, daai moes nie gebeur het nie. As ons dit klaar gesing het, dan gaan ek vra dat julle net bly sit. Daar's 'n, en ek gaan dit sommer nou klaar sê, daar's 'n redelike stukkie slideshow, PowerPoint aanbieding met musiek wat speel. En die gesin wil vra dat julle asseblief hierdie paar oomblikke saam met hulle sal deel, om net so te bly sit en saam met hulle daarna te kyk. As dit klaar is, dan gaan ons hulle kans gee, dan kan julle uitbeweeg, en as hulle uitbeweeg, dan kan die ander ook dan nou volg. So ons gaan van hier af, gaan ons die lied sing, en dan die slideshow kyk, en dan daarna uitbeweeg. So ek gaan nie verdere afkondigings maak nie. Ek wil vra, voordat ons die lied dan nou sing, wil ek graag die seën van die Here net op elkeen toe bid. Kom ons bid saam. Die Here seën julle met sy guns, met sy genade en met sy heerlikheid wat uit jou straal
sodat mense wat naby jou kom, God kan ervaar. Die Here seën jou met die vermoë wat net van hom afkom. Om hom vir mense tasbaar te maak. Die Here seën vir jou om in elke oomblik daarvan geen oomblik die eer self te ontvang nie, maar in alles die eer te bly gee aan hom wat die Skepper is. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. 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 Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight,
only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Diam di video. Diam main. Kita, ya. Sekian kopi. Yummy. Is het nou oké? Hierzo? Is het lekker? Is het een beetje zeer, Boeta? Dat is een sier wat blij. Buddha, Buddha, skud auf die Bild, Mann. Skud auf die Bild. Buddha, skud auf die Bild.